is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Hallo almal en baie welkom by nog 'n video-opname van Tableview Gemeente en dankie dat jy saam met ons kuier vandag. Ons staan so 'n bietjie stil by 'n reeks wat ons veral ook kyk na 'n boek van Dietrich Bonhoeffer met die naam Life Together. En vandag gaan ons bietjie dink daaroor oor wat dit beteken om tyd saam met God te spandeer, om tyd alleen saam met God te spandeer. En dat ons ook vir mekaar sê dat as ons werklik in gemeenskap wil leef, in community met mekaar wil leef, dan is ook tye van afsondering nodig. Ek gaan begin deur vir ons 'n kort teksgedeelte te lees en dan bietjie meer daaroor uit te brei. Die teksgedeelte kom vanoggend uit Markus 1 vanaf vers 35, maar kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, dankie vir die voorreg om weer nou te kan lees uit die woord. Dankie dat die mense gebruik het om die woorde neer te skryf en dat ons ook vandag daaroor kan lees. Mag die woorde ook ons harte beweeg en aanraak. Amen. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons eers andersheen gaan, na die naby geleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, en daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea, in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedryf. Binne in ons Isibindi familie en ook by die Echo familie het ons al baie hierdie volgende woorde vir mekaar gesê. The more you community, the more you need solitude. And the more you solitude, the more you need community. Ons het albei hierdie elemente in ons lewens nodig. Ons kan nie daar sonder nie. Ons kan nie net heeltyd stil wees nie, maar ons kan ook nie net heeltyd in gemeenskap en tussen mense wees nie. Ons het nodig om stil te wees, om in gemeenskap te lewe, en hoe meer ons in gemeenskap lewe, hoe meer om te stil word. Bonhoeffer sê dit so mooi in sy woord, in sy boek Life Together, let him who cannot be alone beware of community. Let him who is not in community beware of being alone. En dit is dink ek wat ons op vandag se teks hoor, dat Jesus vanuit hierdie stilte, as lees hy was op 'n eensame plek, vanuit hierdie plek van afsondering, vanuit hierdie eensame plek beweeg na die gemeenskap en gaan preek en hulle bedien. Dis die stil word wat dit vir hom moontlik gemaak het om meer van homself te gee. So vandag dink ek wil ons dan veral stil staan, ons mekaar vra, hoe lyk afsondering? Wat beteken dit? Want ek is seker daarvan dat baie van julle, soos ek ook, hiermee sukkel. Daar is 'n oulike storie wat ek hierdie week gelees het van Rolheiser, wat hy vertel van 'n les wat hy geleer het in die laaste paar jare wat hy by sy ma in die versorgingseenheid gaan kuier het. Hy het gesê, hy het die reëling vir homself gehad, dat hy ten minste eenmaal 'n week en soms meer by sy ma gaan kuier het. En soms het hulle baie gepraat, sê hy, en dikwels het hulle net in stilte gesit en dan maar gewag dat die tyd verbygaan. Hy sê, as 'n mens mekaar so baie sien, is daar dikwels al minder nuwe dinge om oor te praat. Maar die heel belangrikste, sê hy dan, wat hy geleer het, was om net op te daag. Hulle het soms niks gesê nie, of net die ou dinge weer gesê, het daar 'n diep band tussen hulle gevorm, sê hy, wat baie moeilik is om in woorde te beskryf. Dit het meer gegaan, sê, oor die bewustheid van mekaar, as wat het gegaan het oor hoeveel hulle vir mekaar te sê gehad het. En dalk moet ons mekaar daaraan weer herinner vandag. Die belangrikste, as ons praat oor afsondering, is dat ons net opdaag. Selfs wanneer ons nie lus is nie. Selfs wanneer dinge rof gaan in ons lewens. Dis juist in daai tye wat ons sal ontdek dat ons die meeste nodig het. Dat ons net opdaag. In vandag se teks en in soveel ander plekke in die Bybel lees ons dat Jesus hierdie gewoonte gehad het om op te daag. Gereeld en meestal lees ons, was dit in plekke in die natuur gewees. Ons lees op ander plekke dat hy 'n nag alleen in die veld was, dat hy alleen teen die berg opgegaan het.
Ons leesskryvers verwys na plekke van afsondering. Vandag se teks praat van eensame plek waar hy was. Nadat Jesus gedoop is, ons kan sê gebeurtenis in die community, in die gemeenskap, wat doen hy dan? Hy gaan 40 dae in die woestyn om te bid. Voor sy kruisiging, voor 'n groot gebeurtenis in sy lewe, 'n ding wat spanning veroorsaak het by hom heel moontlik. Wat doen hy? Hy spandeer die nag in gebed in die tuin in Getsemane. Hierdie gewoonte is ook oorgedra na die eerste gelowiges toe. Net na Jesus na die hemel toe opgevaar het op hemelvaart, wat doen hulle? Waar kry ons hulle? Hulle is in 'n bowetrek besig om te bid. Ook die kerkvaders het hierdie gewoonte gehad. En ons sê eintlik elke persoon wat 'n positiewe rol bydra tot die rol gespeel het in die kerkgeskiedenis, het hierdie gewoonte gehad om tye in afsondering te spandeer. Nou vra jy my dalk, hoe bid ek? Wat sê ek? Hoe raak ek stil? Dis vrae wat ek ook vra. Vrae wat almal van ons vra. Maar wat ek al gelees het en beleef het in die Bybel, is dat die Bybel vol verskillende gebede is. Daar's gedigte, daar's lofsange, daar's klaagliedere, daar's kere wat mense soeba, daar's mense wat uit frustrasie praat, mense in verwondering, daar's lang gebede, kort gebede, soms nog als kras gebede. Gaan lees weer die psalms van Dawid, wat hy sê oor wat hy met sy vyande wil doen. Die Bybel is vol van hierdie nagstukkies. Maar wat ons lees in hierdie gebede, is daar's 'n stuk eerlikheid. 'n Stuk eerlikheid. Mense deel hulle diepste worstelinge met God. En dalk moet ons vandag vir mekaar sê, daar is nie iets soos 'n regte gebed nie. Daar is net iets soos 'n opregte gebed. Nou vandag wil ek 3 gebede noem wat ons meer gereeld kan bid. As ons dan nou vandag dink oor afsondering, dan gaan dit ook nie hand aan hand met gebed. So wat is die 3 gebede wat ek en jy meer gereeld kan bid? Die eerste gebed, en dit kom eintlik, daar's eintlik 'n mooi storie wat moeder Teresa vertel, wat hulle vir haar gevra het oor wat sy vir God vra as sy bid. En toe antwoord sy, gewoonlik vra ek niks, meeste van die tyd luister ek net. En toe sê hulle vir haar, maar so wat sê God dan vir haar? Toe sê sy, meeste van die tyd eintlik niks. Ek dink die meeste van die tyd luister hy ook maar net. Die eerste gebed wat ons meer kan bid, is 'n gebed in stilte. Soms het ons nie baie woorde nodig nie, en kan ons maar net soos Rolleiser by sy ma gaan sit het, kan ons by God gaan sit, en net opdaag en in stilte wees, en dit is genoeg. Jesaja 30 vers 15 sê, julle krag lê in stil wees, en vertroue hê. En ek hoop dat dit vanoggend vir jou op 'n manier 'n verligting is om te besef dat dit oukei is om net stil te wees. Dat stilte oukei is. Ons lewe in 'n wêreld vol geraas. Dit is die hele tyd goed om ons. Of dit nou musiek is of karre of advertensies of koerante of fone of radio of podcast of musiek wat jy speel op advertensies op YouTube of wat ook al. Daar is die hele tyd geraas om ons. Ons het op 'n manier verslaaf geraak aan hierdie geraas, en ek kan amper nie meer sonder enige vorm van geraas nie. Ons wil eintlik dit weer en weer hê. Dit is wat verslawing beteken, dat ons sukkel om daar sonder klaar te kom. Jaco Strydom vertel altyd die storie van hoe hy en 'n ander ou in die Echo gemeenskap, wat se naam ook Jaco is, iewers te was, gaan kamp het in die veld, en hoe die Jaco toe nou vir Jaco Strydom vra, maar wat het jy nou weer gisterand by die kerk gepreek? Ek het niks verstaan oor die ding wat jy gepraat het oor stilte nie. Waarom is hierdie stilte ding so belangrik waaroor jy gepreek het? En Jaco Strydom sê, hy het sy daai idee gekry op daai oomblik en net sy hand so voor sy mond gesit en gewys het hy moet stil bly. En hulle het so oomblik net stil gesit. En toe hoor hulle hoe die wind deur die bome waai en hulle hoor die voëls wat sing. En hulle kyk vir mekaar en hulle beleef iets. Die voëls het nie skielik nou begin sing nie. Die voëls het nog die hele tyd gesing, maar hulle moes eers stil word om dit te hoor. En so is dit ook met God se teenwoordigheid. Stilte help ons om raak te sien en te ontdek dat hy nog die hele tyd teenwoordig was. Ons ontdek in stilte wie ons is. Ons ontdek in stilte wie God is. Ons ontdek dat hy ons gemaak het in sy beeld, dat hy ander mense in sy beeld gemaak het.
Ons raak bewus van God se teenwoordigheid in ons lewens. Te veel inligting kan ons baie keer verlam. Ons het in hierdie tye meer as ooit van tevore het ons net gebede van stilte nodig. Psalm 46 vers 11, wees stil en weet, ek is die Heer. Die tweede gebed wat ons meer kan bid, en is 'n gebed wat ons eintlik baie gesing het, op ander plekke ek het al baie liedjie gesing, waar die koortjie sê, of die brug van die liedjie sê, Here, breek my hart, Lord, break my heart for what breaks yours. Here, breek my hart met die dinge wat u hart breek. Gevaarlike woorde. Ons is van nature so aan mekaar gesit dat ons eintlik situasies vermy waar ons harte moontlik kan breek of kan seer kry. Ons is almal bang vir seer kry. Ons is bang vir nader gaan, want dit maak hy pyn en die ongemak in my binneste wakker. Ek het al gehoor hoe mense vir my sê, as ons praat oor betrokke raak by Isibini en by die jong mense en die kinders wat ons mee werk, wat het gebroke huis, of iemand sal sê, ek kan nie betrokke raak, dit is wonderlik wat julle doen, maar ek sal nie kan betrokke raak nie, want ek sal nie die kinders met hulle kan werk, want my hart sal dit nie hou nie. En dan wil ek baie keer sê, so moet hierdie kind nou ly, moet hierdie kind nou suffer, net sodat jou hart nie hoef te breek nie. Ons het mense nodig wat doelbewus toelaat dat hulle harte gebreek word. Die hartseer is dat daai persoon nie weet hoe nodig haar hart daai kind het om geestelik te groei. Die hartseer is dat daai persoon nie weet hoe nodig haar hart dit het om gebreek te word, om ook geestelik te kan groei nie. En sekerlik het daai persoon tog iets om te gee vir daai kinders, en meer nog het daai kinders iets om te gee vir haar. By Jesus kry ons die idee dat die lewe die meeste sin maak as ons toelaat dat ons harte gebreek word, as ons nader beweeg in die nood en nie verder nie. Ons het mense nodig wat toelaat dat hulle harte gebreek word vir die stikkende land, vir die stikkende wêreld waarbinne ek en jy leef. Hoe is dit moontlik dat ons vandag nog verby iemand kan ry wat swaar kry, sonder dat ons eens wonder hoe ons hulle kan help? Here, breek ons harte vir die dinge wat u hart breek. Die storie van die barmhartige Samaritaan kan nie net nog 'n mooi storie wees nie. Dit is 'n storie wat ons juis herinner en roep dat ons nader moet beweeg, dat ons moet toelaat dat ons harte gebreek word. Here, breek my harte. Breek my hart met die dinge wat u hart breek. Mag ons hierdie gebed, mag ons die moed hê om hierdie woorde meer te bid. Die derde gebed wat ons meer kan bid, is 'n gebed waar ek en jy kom aanmeld vir diens. Ons hoor baie keer as ons vra op plekke oor die waarvan kan ons nou vandag bid, dat mense sal sê, bid dat die Here sal ingryp in hierdie land. En dan wil ek altyd vra, maar wat is jou prentjie? Wat sien jy as jy hierdie woorde bid? Gaan die skelms nou 'n warm gevoel in hulle harte kry en dan ophou skelms wees en hulle lewe vir die Here gee? Gaan daar werksgeleenthede nou uit die lug val vir die wat nie werk het nie? Gaan mense wat kwaad is vir mekaar en mekaar haat in hierdie land, gaan hulle 'n warm gevoel oor hulle kry en mekaar vergewe? Gaan kos uit die hemel val vir die wat honger is? Is dit hoe die Here gaan ingryp in hierdie land? As ons bid, vriende, dan moet ons dalk eens uitklaar wie werk vir wie. Die goed wat ons bid is heel moontlik 'n klomp goed wat die Here van my en jou vra. As ons bid vir vrede, moet ons ook bid dat die Here ons vredemaker sal maak. As ons bid vir werk, moet ons bid dat die Here ons kreatiewe gedagtes sal gee om werk te skep of werk te gee vir iemand. As ons bid vir kos, moet ons vra, Here, waar kan ek die kos gaan gee vir iemand? Gebed is nie 'n poging om God se wil te verander nie, maar gebed is 'n poging om God se wil te leer ken. En te sê, Here, hoe kan ek aanmeld vir diens? Hoe kan ek inpas en deel word van u wil vir hierdie wêreld? Ons almal ken die Teodisee vraagstuk wat mense vra, maar hoe kan God leiding toelaat? Hoe kan 'n God van liefde leiding toelaat? Soveel pyn toelaat? Moeder Teresa
het gesê, oor hierdie vraagstuk het sy gesê, as jy 'n hongerkind in Calcutta sien loop, sal jy heel moontlik in frustrasie na God uitroep en vir hom vra, waarom is hier hongerkinders? En sy sê dan, as sy dan lank genoeg stil sit, dan hoor sy hoe God haar antwoord en sê, op die vraag, hoekom is die kind honger? Want jy het nie vir hom kos gegee nie. Die derde gebed wat ons meer kan bid, is en sê, Here, ek kom meld aan vir diens. Ek kom soos iemand wat werk vir U. Help my. Gee my die moed om aan te meld vir diens. Mag ons hierdie gebede meer bid, een van stilte, dat ons net stil was, net opdaag, mag dit die begin wees, mag ons dit bid, dat ons harte gebreek word vir die dinge wat U hart breek, en mag ons aanmeld vir diens. En vanuit hierdie stilte, vanuit hierdie gebede wat ons bid, beweeg ons dan in communities in, en in ons vriendekringe in, en maak ons 'n verskil in die wêreld. Ons het die solitude nodig om in die gemeenskap te beweeg. En wanneer ons daar weer uitgeput voel, dan beweeg ons weer in stilte en sê, Here, hier is ek weer, ek kom breek my hart weer, ek kom gee my weer die moed, ek kom meld aan vir diens, en ons beweeg terug in die gemeenskap. The more we community, the more we need solitude, and the more we solitude, the more we need community. Mag ons iets hiervan uitleef. Mag ek en jy opdaag in die teenwoordigheid van God. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons almal sukkel daarmee. Ek is eers een om te bely dat ek nie weet waar om tyd te kry in my dag nie. So kom help my en kom wys my waar ek moet tyd maak. Juist omdat dit so belangrik is. Here, ek help my om die moed te hê om net stil te wees, eerlik te wees. Help my om braaf genoeg te wees sodat my hart gebreek sal word, en help my om aan te meld vir diens. Gee ons die energie en die moed om dit te doen.